Die boodskap Numeri 8, die kandelaar. Die Here sê toe vir Moses, sê vir Aaron, hy moet die kandelaar so opstel dat die 7 lampe se lig almal vorentoe skyn. Aaron het gedoen wat die Here vir Moses gesê het. Hy het die kandelaar so neergesit dat al die lampe se lig vorentoe geskyn het. Die hele kandelaar was van verwerkte goud van die voetstuk af tot by die boonste gedeelte, wat versier was in die vorm van blombloeisels. Aaron het die kandelaar presies gemaak volgens die skaalmodel wat die Here aan Moses gewys het. Die Lewiete begin met hulle werk. Die Here het weer met Moses gepraat en vir hom gesê, sit die Lewiete op sy, weg van die res van die Israeliete af. Maak hulle rein om my te kan dien. Doen dit op die volgende manier. Gooi water oor hulle as 'n teken dat hulle sonde van hulle afgewas word. Verder moet hulle 'n skeermes vat en al hulle liggaamshare afskeer en hulle klere skoon was. Dan kan hulle skoon voor my staan, gereed om vir my te werk. Daarna moet hulle 'n jong bul as offerslag saam met die graanoffer van fynmeel wat met olie gemeng is wat daarbey hoort. Slag en offer ook 'n tweede jong bul vir hulle as 'n offer vir hulle sonde. Roep dan al die Israeliete bymekaar en laat die Lewiete voor die ingang van die tent staan waar ek aanbid word. Wanneer jy die Lewiete so voor my die Here gebring het, moet die Israeliete hulle hande op die Lewiete lê. Aaron moet dan die Lewiete aan my die Here opdra, net soos die offer wat heen en weer voor my beweeg word om dit aan my op te dra. Dan sal die Lewiete gereed wees om hulle werk in my naam te doen. Hierna moet die Lewiete hulle hande op die 2 bulle se koppe sit. Die een bul moet as 'n sondeoffer en die ander bul as 'n brandoffer aan my, die Here, geoffer word om die Lewiete se sonde weg te vat. Die Lewiete moet dan as 'n spesiale offer, soos die wat heen en weer voor my beweeg word, aan my opgedra word. Daarna moet hulle in die diens van Aaron en sy seuns staan. Op hierdie manier moet die Lewiete van die res van die Israeliete afgesonder word, sodat hulle net aan my kan behoort. Hierna mag die Lewiete hulle werk doen in en om die tent waar ek aanbid word. In die plek vir al die eersgebore seuns van die Israeliete het ek nou die Lewiete op 'n spesiale manier vir myself gevat. Toe ek al die eersgeborene kinders van die Egiptenaars doodgemaak het, het ek elke oudste kind in Israel, mense en diere ingesluit, as my eiendom opgeëis. In plaas daarvan dat ek al die eersgeborene kinders vir my vat, behoort die Lewiete van nou af aan my. Ek stel die Lewiete tot die beskikking van Aaron en sy seuns, sodat hulle werklas kan verlig. Hulle is 'n geskenk van die Israeliete aan Aaron en sy seuns, om in hulle plek by die tent van aanbidding te werk. Op die manier sal dit die Israeliete beskerm van enige straf wat hulle kan tref as hulle self te na aan die tent kom waar ek aanbid word. Moses en Aaron en al die Israeliete het presies alles met die Lewiete gedoen wat die Here gesê het. Die Lewiete het hulle self en hulle klere skoon gewas en Aaron het hulle aan die Here opgedra soos 'n offer wat heen en weer voor die Here beweeg word. Hy het ook namens hulle by die Here verskoning gevra vir hulle sondes en hulle so gereed gekry vir hulle diens in die tabernakel. Die Lewiete het van toe af onder leiding van Aaron en sy seuns hulle werk gedoen in die tent waar die Here aanbid word. So het hulle al die Here se opdragte aangaande die Lewiete gehoorsaam. Die Lewiete se dienstyd. Die Here het ook vir Moses gesê, die Lewiete moet die volgende reël streng nakom. Hulle mag eers op die ouderdom van 25 jaar begin werk in die tent waar ek aanbid word, en hulle moet op die ouderdom van 50 aftree. Na hulle aftrede mag hulle die Lewiete met die dienswerk by die tent help, maar hulle mag dan nie meer self enige dienste verrig nie. Dit is hoe jy die Lewiete se dienstyd moet bepaal.